Jy weet, daar's 'n krisis wat so half in die skaduwees van ons hospitale afspeel en dit het 'n direkte impak op ons almal. Dit word nou 'n openbare gesondheidskrisis genoem en die bronmateriaal wat ons vandag gaan oopbreek, skets 'n regtig somber prentjie. Reg, kom ons spring dadelik weg met 'n syfer wat jou dalk gaan skok. 53%. Ja, 53%. Dis die persentasie chirurge wat sê hulle ervaar simptome van uitbranding. Dink gou daaroor, dis meer as die helfte. Dit wys vir ons dadelik presies hoe groot en ernstig hierdie probleem is. En as ons dit nou in konteks plaas, word die prentjie nog duideliker. Kyk hier, chirurge se uitbrandingskoers is meer as dubbel die van die algemene werkersmag. Daai visuele kontras beklemtoon presies hoe intens die druk in hierdie beroep regtig is. So, wat presies is uitbrand nou eintlik? Volgens die internasionale klassifikasie van siektes is dit nie 'n mediese toestand nie, maar 'n beroepsverskynsel. Dit bestaan basies uit 3 kernelemente. Nommer 1, emosionele uitputting. Nommer 2, depersonalisasie. Dis nou wanneer jy so 'n siniese of onpersoonlike houding teenoor jou werk begin kry. En nommer 3, 'n gevoel van verminderde persoonlike prestasie. En die impak, wel, dit strek veel verder as net die hospitaal se mure. Die persoonlike gevolge kan absoluut verwoestend wees. Depressie, middelmisbruik en ja, selfs verbrokkelde verhoudings met familie en vriende. So, waar is hierdie krisis die ergste? Kom ons fokus bietjie op 'n spesifieke, hoë risikogroep, vaskulêre chirurge. Selfs in die hoë druk wêreld van chirurgie staan vaskulêre chirurge uit. Dink hieroor, hulle het die tweede hoogste uitbrandingskoers uit 14 verskillende chirurgiese spesialiteite. Dit wys jou net hoe buitengewoon veeleisend hierdie spesifieke veld is. En kyk 'n bietjie na hierdie statistieke. Onder alle chirurgiese spesialiteite rapporteer vaskulêre chirurge die heel laagste loopbaantevredeheid en die hoogste voorkoms van selfdoodgedagtes. En hierdie een is 'n groot een. Meer as 1/3 sê hulle sal nie weer dieselfde loopbaan kies nie. Dis 'n duidelike teken van diepgaande ontevredenheid. En geslag speel ook 'n baie beduidende rol hier. Vroulike vaskulêre chirurge ervaar selfdoodgedagtes teen 'n koers wat dubbel so hoog is as hul manlike kollegas. Hulle rapporteer ook aansienlik meer konflik tussen hulle werk en hulle huislewe. Maar hierdie is nie net 'n probleem vir die dokter self nie. Glad nie. Die koste van uitbranding het 'n rimpel-effek wat pasiënte en die hele gesondheidsorgstelsel raak. Hierdie aanhaling uit 'n groot meta-analise maak daai verband glashelder. Wanneer dokters uitbrand, lei dit direk tot 'n hoër risiko vir mediese foute, swakker sorg en ja, ongelukkige pasiënte. So die welstand van die dokter is eintlik direk gekoppel aan die welstand van die pasiënt. En hierdie syfer is nogal veelzeggend. 9% van chirurge het gerapporteer dat hulle in die laaste 3 maande 'n groot mediese fout gemaak het. Dis amper 1 uit elke 10 chirurge. En wanneer daardie foute gemaak word, waar lê die skuld? Wel, 70% van die tyd blameer chirurge hulself. Hulle internaliseer daardie skuld, hulle vat dit op hul eie skouers, selfs wanneer sistemiese faktore soos uitbranding 'n reuse rol speel. Die finansiële impak is ook net enorm. Die geskatte jaarlikse koste in die VSA is 'n verstommende $4.6 miljard. En dis as gevolg van die koste om nuwe dokters te werf en op te lei, om diegene te vervang wat uitbrand en die beroep verlaat, en ook die verminderde doeltreffendheid van dokters wat aanhou werk terwyl hulle heeltemal uitgeput is. Nou kom ons by 'n kritiese punt. Dit is so maklik om te dink dat uitbranding 'n teken van swakheid is, maar die bronmateriaal daag daardie idee heeltemal uit. So, die vraag is mos, lê die skuld by die individu? Is dit net dat sommige dokters nie sterk genoeg is om die druk te hanteer nie? Die antwoord, volgens die navorsing, is 'n baie duidelike nee. Hierdie aanhaling bevestig dat selfs die mees veerkragtige dokters uitbrand. Dit verskuif die fokus weg van individuele skuld en plaas dit vierkantig op die omgewing en die stelsel waarin hulle moet werk. Die kern van die saak is dus dat uitbranding 'n stelselprobleem is. Dit word aangevuur deur faktore soos 'n onhanteerbare werkslading, ondoeltreffende stelsels, 'n swak werk-lewe-balans en 'n verlies aan autonomie en beheer. Goed, so ons verstaan die probleem en die sistemiese oorsake daarvan. So, wat is die oplossing? Kom ons kyk na die paaie na welstand wat in die bronne voorgestel word. Die voorgestelde raamwerk het 3 duidelike stappe. Eerstens, erken die probleem en wys leierskap. Tweedens, herstel die werksomgewing, maak dit beter. En derdens, ondersteun die individu. Leierskap speel 'n reuse rol. Hierdie data wys dat selfs 'n klein verbetering in leierskap
'n beduidende, meetbare afname in uitbranding tot gevolg het. 'n Goeie leier kan letterlik die verskil maak. Hierdie is 'n baie belangrike konsep. Wanneer 'n fout gebeur, is die pasiënt natuurlik die eerste slagoffer, maar die dokter is dikwels die tweede. Hulle ervaar geweldige trauma. Om 'n stelsel van eweknie ondersteuning te hê waar kollegas mekaar kan bystaan, is absoluut noodsaaklik. Buigsaamheid is nie 'n luukse nie. Dis 'n noodsaaklikheid. Dokters is byna 2 keer so geneig om ontevrede te wees met hulle werk-lewe-balans as ander werkers. Dit beklemtoon net weer eens die dringende behoefte aan meer aanpasbare werksreëlings. Natuurlik is daar hulpbronne wat organisasies kan bied, so streshantering en afrigting, maar, en hierdie is die sleutel, hierdie individuele hulpmiddels werk slegs as 'n deel is van 'n groter, opregte poging om die stelsel self te verander. En dit bring ons by die laaste deurslaggewende vraag. As ons weet dat 'n gesonde dokter noodsaaklik is vir 'n gesonde pasiënt, hoe moet ons dan ons prioriteite aanpas om dokter se welstand te meet en te verbeter? Hoe verseker ons dat die stelsel wat veronderstel is om ons te genees, ook diegene genees wat ons moet genees?